Môre julle. En so is regtig lekker om hier op Hemelvaart by mekaar te kom. Saam te sit om sy woord. Donderdag was Hemelvaart, maar om dit bietjie te vier vanoggend op 'n Sondag stil te kom word en hierdie diens te wy aan hierdie besonderse gebeurtenis in ons Christelike storie. En julle weet hier by die gemeente hoe hamer ek op Paasnaweek om dit te probeer 'n gewoonte kry. Dis 'n hele proses, né? Week voor Paasfees, Paasfees week, wat gebeur hierdie 40 dae, Hemelvaart, voorbereiding, Pinkster, wat nou? Dis 'n hele belewenis. So April en Mei is so besige tyd vir 'n Christen om te fokus op sy geestelikheid. Dis hoekom die Here gesê het, begin jou jaar met Paasfees, want jy moet hierdie dinge reg kry sodat jy die res van jou jaar kan gaan geniet. Maar om terug te kom na Hemelvaart, ek wil net 3 fokuspunte maak. Daar's so baie wat jy oor Hemelvaart kan preek. Ek kan vir julle vertel oor die kindertjies en ballonne, en as jy 'n ballon met jou gewone asem opblaas, dan lê die ballon net daar op die grond na jy met hom klaar is. Maar as jy 'n spesiale gas in hom sit, en jy sit daai gas in jou longe, dan praat jy anders, nee. Dan praat jy so 'n bietjie anders as jy helium in jou longe het. Jy sal die krag ontvang en jy sal anders praat. En nie net dit nie, maar as jy klaar is hier met die partytjie en jy het vreugde gebring en almal het jou geniet, dan val jy nie net terug aarde toe nie. Jy kyk hoe daai heliumballon na die sterre toe gaan, nê. Dis lekker as jy hierdie ander tipe gees in jou het en dis Hemelvaart, daai belofte, daai ballonlofte dat jy iets anders binne in jou gaan hê, dat jy nie afgaan nie, maar opgaan. Dis beautiful. Maar en ek gaan baie ander, dis nou die kindertjies, maar ek gaan baie ander dinge sê rondom dit. Jy het jou plek voorberei. Ek wil op 3 dinge fokus vir tydsonthaalwe. Op 3 dinge fokus en julle huis toe stuur daarmee. Van dit is net interessant en van dit is mooi diep. Maar hoekom 40 dae? Daar's so min tyd om te preek tydens Hemelvaart, want dit is letterlik boem 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 boem, dan is dit Pinkster. Hoekom 40 dae tussen Paasfees, tussen die opstanding en tussen Hemelvaart? Kyk, 50 is Pinkster. Volgende Sondag is Pinkster. Pinkster beteken 50. As 50 dae van en met sy opstanding tot en met die Heilige Gees uitgestort is. Okay, en dit is, ons sal volgende week daaroor praat, maar dis toe Moses die 10 gebooie op berg Sinaï ontvang, is Pinkster. Die wet van Moses. En dis hoekom ons nou die wet van die Gees kry op Pinkster. Ons leef onder 'n ander wet, die wet van die Gees. En dit is baie interessant, maar dis Pinkster. Maar hoekom? Ek verstaan 50, want dis die tel van die dae vandat hulle uit Egipte uit is, vandat Jesus uit die graf uit is, totdat 'n nuwe wet vir hulle gegee is om hulle nie te maak. Maar hoekom 40 dae tot Hemelvaart? Nou, daar's nie 'n spesiale fees in die Joodse kalender soos daar is vir Paasfees en vir Pinkster nie. So wat is die feesviering van 40? En dit is baie interessant soos ek hierdie vraag vir die Here vra en daardeur beweeg, en ek wil hê julle moet dit weet, want is interessant, al is dit nie geestelik belangrik nie. Ek dink as jy jou daarin lê, sal jy agterkom hoe belangrik dit werklik is. Hoekom is 40 so belangrik? Wat probeer nie, hou op sê probeer. Wat sê die Here vir ons deur om op die 40ste dag hemel toe te gaan? Nou vir jou beteken dit dalk nie baie nie, maar vir 'n Jood het dit vreeslik baie beteken, want hulle het groot geword met hulle skrifte. Hulle stories, hulle rabbies het diep geestelike waarhede gesoek omdat hulle dit op 'n ander manier probeer ontdek het hulle geestelike beginsels agter elke klippietjie gaan soek. En was dit vir 'n Jood 'n baie belangrike ding om na nommers en goeters te kyk. Elke nommer was 'n herinnering aan 'n storie. As jy die woord 40 vir 'n Jood sê, dan kan hy net vir jou sê, o, 40, daai storie het gebeur, daai storie het gebeur, daai storie het gebeur. 40 is 'n groot nommer. En vir 'n Jood, tot vandag toe nog, al sien hulle nie raak nie, want hulle kyk in hulle spirituele goed raak, tot vandag toe nog beteken die nommer 40 vir elke Jood iets baie dieps. Die woord 40 beteken transformasie, verandering. Ek het 4 woorde vir jou daar neergeskryf en dit is baie interessant. Van die goed wat ek vir julle gaan sê, kom letterlik uit die Talmud. Nou wat is die Talmud? Talmud is hulle geestelike boek. 'n Boek wat rabbies geskryf het. Dis kort na Jesus, op 100 jaar na Jesus ontdek daar in Babylonië. En die Talmud was 'n klomp rabbies wat oor die Ou Testament besin en bedink het en 'n klomp goed neergeskryf het, soos hulle dink oor die Ou Testament. Dis hulle Bybel as jy dit sou wou sê. Die Talmud is basies hulle denke oor God.
En in die Talmud, interessant, as hulle praat oor die nommer 40, dan sê hulle hierdie 4 woorde oor die nommer 40. Dis suiwering, voorbereiding, verandering, voltooiing. Dis 'n Jood se gedagte oor die nommer 40. Hoekom gaan die Here op 40 dae? Want vir 'n Jood wat lief was vir sy Talmud, wat lank voor Jesus al in die skryf was, dis net ontdek 'n paar 100 jaar na Jesus, maar dit bestaan lank voor Jesus. Wat is die Talmud? Hey, ek het op 40 dae opgevaar. Dis suiwering, voltooiing, vernuwing, transformasie. Iets anders wat plaasvind op 40. Dink daaroor. Soos hulle lees oor hierdie rabbi wat op 40 dae blykbaar opgevaar het hemel toe. Hoekom kies hy 40? Ek het vir myself net deur die Bybel gegaan om vir julle te gaan wys hoekom dink die Jode 40 is so belangrik, want hulle is lief vir hulle Bybels. Hulle sien Jesus nie daarin raak nie, maar hulle is lief vir hulle kultuur en hulle eie stories. Hoor 'n bietjie waar kom 40 vandaan? Wel, die eerste een byvoorbeeld, daar's baie, maar ek wil net 'n paar neersit tot my blaadjie vol was. Noag, 40 dae en 40 nagte. Dis die oorsprong van suiwering. God gaan die aarde suiwer. Hy's kwaad, hy gaan iets nuuts doen. Hy gaan uitwis en oorbegin. Hy gaan 'n transformasie laat plaasvind. 'n Voltooiing van sy belofte. Hy bring 'n nuwe verbond vir Noag. Julle wat die verbonde van die Ou Testament ken, Noag het 'n nuwe verbond. Abraham bring die volgende verbond. Maar vir Noag gee God 'n nuwe verbond. Hy bring die reënboog in die lig en hy sê, ek maak 'n nuwe belofte aan jou. 40 dae, 40 nagte, dan kom iets nuuts. Net daarna kry jy Moses se lewe. Moses is die volgende groot figuur. Abraham het ook 'n paar 40's, maar Moses in Handelinge 7 kom hierdie tienerseentjie met die naam Stefanus, die eerste Christen wat doodgemaak word vir sy geloof. En hy preek oor vir hierdie Jode. Hy preek dat die spoegspat. Julle het hom gekruisig. Julle moet jammer sê, maar hy preek soos net 'n tiener kan preek, nê. En in sy preek, gaan lees dit, is fenomenaal. Praat hy oor hulle hero Moses. En hy sê, julle Moses het vir 40 jaar was hy in Egipte. En toe vir 40 jaar, toe sy in die woestyn. En toe vir 40 jaar, toe gaan hulle in die beloofde land. En hierdie Stefanus breek hulle hero se lewe op in 340's. Sodat hulle kon raak sien hoe belangrik dit is om te verstaan dat God gaan deur fases met ons van voltooiing. Fases van ons met voltooiing. Maar wanneer jy by daai fase van voltooiing kom, moet jy weet, nou gaan iets anders plaasvind. Ons moet anders dink, anders doen. Ons moet getransformeer word. 40 was 'n groot nommer. Selfs Stefanus het dit begryp as 'n tiener, want hy het hierdie goed op skool geleer. Die wet van Moses, interessant, hoe lank was Moses op die berg, terwyl hy wag vir God om die wet vir hom te gee? 40 dae en 40 nagte. Toe kom hy af en hy breek die ding stukkend en hy gaan weer op. Hoe lank was hy daar bo soos God dit weer vir hom vertel en hy dit neerskryf? 40 dae en 40 nagte. 40 dae was hy weg. Eerste keer wag Aaron vir hom, tweede keer wag Josua vir hom, of andersom. Maar 40 is dit nommer daar. Hoeveel dae was die verkenners weg wat die beloofde land moes gaan verken? Jy sal dit nie raai nie. Jy sal dit nie glo nie. Hoor ek 'n 20, hoor ek 'n 15, hoor ek 'n 12. Die verkenners was 40 dae en 40 nagte weg om hierdie beloofde land te gaan verken. En 10 kom terug en sê, daar's reëse. 2 kom terug en sê, vat hom Fluffy. Interessant. 10 stamme word verlore, 2 stamme bly met die egskeiding na Salomo. Interessant, né? Hoe volg jou geloof jou? Maar die punt is 40 dae, 40 nagte was die verkenners weg. Hoe lank was Israel in die woestyn? Nou is ons by jare, want wat maak dit saak? Dae, weke, maande, jare. 40 jare. Hoekom 40 jare? Want God is nie misties nie. Nommers is nie belangrik nie. Jy sit hier in jou midlife crisis op 40. Ek het geweet 40 is 'n probleem. Ek soek hy Harley Davidson, midlife crisis. Die Bybel sê 40 moet ek verander, nuwe vrou. Nee, dis nie daai tipe verandering nie. God is nie misties nie. Paasfees met Egipte is 'n simboliek van iets wat kom. Sodat as jy hierdie ding raak sien, wanneer die eintlike ding plaasvind, jy weet waaroor dit gaan. 40 is reg deur die Bybel, want hy het geweet hy gaan op die 40ste dag opstaan. Hoekom kies hy 40?
sodat jy al hierdie stories onthou in die Ou Testament, sodat as die hemelvaart plaasvind, jy soos, dis transformasietyd. Dis ons moet nou anders dink, ons moet nie meer aards dink nie. Here, gaan U nou 'n nuwe koninkryk kom bevestig op aarde? Dink anders, Christene. Transformasie, vernuwing, suiwer jou gedagtes. Maar as jy nie hierdie 40's in die Ou Testament ken nie, gaan jy nie die 40 wat die ware 40 is van die opstanding van die hemelvaart verstaan nie. Israel is 40 jaar in die wildernis, totdat God soos Noag se tyd hulle uitwis en iets nuuts begin. Die rigters, 3 keer in die boek Rigters staan daar, en hulle het vir 40 jaar vrede gehad. Toe rig God 'n nuwe rigter op. 40 jaar, 3 keer in die boek Rigters, het Israel hierdie periode van 40 jaar se vrede. Raai hoe lank was koning Dawid die koning? Jy sal dit nie raai nie, ek het dit nie geweet nie. Ek het dit nie geweet tot ek hierdie gaan opsoek het nie. Raai. Yes, raai Salomo. Raai hoe lank was hy? Jy sal dit nie glo nie hoor, jy sal dink ek maak hierdie goed op. 40. Die 2 grootste belangrikste konings, Saul ook by the way, maar wie stel belang in Saul? Die 2 grootste belangrikste konings, 40. Dis nie toevallig nie, hy wil hê jy moet op hemelvaart fokus, iets groots gaan plaasvind na Paasnaweek, wag 40, en as jy iets groots sien gebeur, verstaan dis nie niks nie. Dis groot. In elk geval, Goliat, hoeveel dae spot Goliat vir Israel? Ja, julle kan dit nie glo nie, dit staan in julle Bybels, 40 dae en 40 nagte, ek weet nie hierdie goed nie. Elia kry depressie. Ek gaan dood, vuur kom uit die hemel en hy sê, niks, en hy kry depressie. Hy stap vir 40 dae na die berg van die Here, berg Sinai. Dis 'n 40 dae reis om by God uit te kom, waar God na 40 dae, van depressie tot 40 dae, kom God in die storm, en kom God in die vuur, nee, kom hy in 'n sagte stem, ja, en hy vat hierdie depressie Christen, en hy sê, gaan salf daai koning, en gaan salf jou opvolger, ek gaan jou hemel toe vat. En Elia kry sy transformasie na 40 dae, en word opgevat hemel toe in 'n koets, soos Jesus. Hoekom? Want hy was die groot profeet. Ons gaan nou daarna kyk. Maar die punt wat ek maak is, 40 dae, toe verander Elia van iemand wat wil opgee, tot iemand wat oorgee. Dis so mooi. En Nineve, hoeveel dae het Nineve gehad om te besluit of hulle wil jammer sê? 40 dae. Baie interessant, né? Jonas se storie, Nineve. Ezekiel, hierdie profeet wat soos 'n kunstenaar was, hy was 'n kunstenaar verseker. Hy doen al hierdie simpel, weird goed om mense se aandag te trek. Hy lê op sy sy as oordeel vir die volk vir 40. Dis interessant dat hy daai getal gekies het. Hoekom? Want dit beteken iets vir die mense wat dit sien. En hy weet toe hy opstaan, God iets gaan sê vir hulle, en God het na 40 vir hom iets gesê. Jesus, hoe lank was Jesus in die woestyn? Nou hier begin dit nou regtig serieus raak. Ja, Ou Testament stories, dis mooi. Hoekom was Jesus 40 dae in die woestyn? Want toe hy uitstap, toe begin sy bediening. Hy's getransformeer. Nou ons weet dis Jesus is God, hy het nie sonde gehad nie. Die punt is, selfs Jesus wou deur die 40 proses gaan om vir ons te sê, I'm gonna come out different. Iets anders vind plaas. Ek is die gesag. Die duiwel het nie 'n houvas op my nie, en hy stap uit die woestyn uit. Anders. Van sy doop tot sy bediening het 40 dae in die proses vasgevang. Hier is nou miskien onbelangrik, maar tog interessant. Wat is voltermyn vir 'n vrou om 'n lewe in hierdie wêreld in te bring? Hoeveel weke? 40 weke. Is dit toevallig? Of het die skepper van die heelal dit so besluit? Dat selfs 'n kind in 'n vrou hemelvaart wys. Hemelvaart wys nie die geboorte van 'n kind nie, die geboorte van 'n kind wys vir jou hemelvaart. Dat van sy dood en sy opstanding, dat lewe besig is om plaas te vind tussen die mense, en dan as hy 40 is, dan verander alles. Transformasie is deel van ons storie. Ons bly nie net dieselfde nie. 40 moet plaasvind. 'n baba is vir 40 weke. Kom ons almal, hier is my favourite, COVID.
quarantine. Ek kan nie wag om weer maskers te dra nie. Wat beteken die woord quarantine? 40 dae. COVID, ons moes net vir 40 dae toegesluit gewees het. Ek weet nie waar hulle die punt, hulle jok vir ons, dis quarantine, nee, dis nie 40 dae is verby. 40 dae. Dit kom uit die feit dat skepe wat na 'n nuwe hawe toe gaan, 40 dae moes wag dat alle siektes van hulle land verdwyn sodat hulle in die hawe kan inkom. Dis genuine wat die woord quarantine, 'n Latynse woord. Hulle het geglo, gebaseer op die Bybel, dat as 'n skip vir 40 dae rondhop, na 40 dae is meeste van die kiemes dood. Want 40 is 'n reinigingstydperk. It's crazy, nee, hoe selfs 40 ons moderne wêreld se denke gevorm het. En dan die laaste ding wat ek wil sê, en ek weet ek verveel julle, maar dit is vir my so amazing. Want dit is vir my so hartseer as ek Paulus se woorde leer en hoe lief hy vir die Jode is, die volk wat God uitgekies het en hoe dwaas en dom hulle is. Dat weet jy, toe ek lees oor die getal 40 in die Talmud, toe ek nou op die internet klim en ek klim op hulle Joodse websites en ek lees 'n bietjie, hulle voel oor die 40. Weet julle wat sê een van hulle hoofrabbies, heel aan die einde van hierdie paar bladsye waar hy skryf oor die nommer 40? Weet julle wat sê hy op die einde? Dit het my hart gebreek. Ek het genuine emosioneel hartseer geraak. Een van hulle hoogs geagste rabbies skryf honderde jare terug, skryf hy hierdie woorde neer. En ons sien dit nie, hy sien dit nie, ons is net soos hy soms. Maar hoor 'n bietjie as 'n Christen, wat skryf hierdie Jood wat Jesus nie erken as die Messias nie. Hoor wat skryf hy hier neer. Ek haal dit vir jou aan in Engels, want ek haal dit aan direk uit die Talmud uit. Hy skryf: There will be a time of 40 before the process of the resurrection of the Messiah comes to its completeness and we are resurrected. Sy studie oor die Ou Testament bring hom tot die konklusie dat as die Messias kom, daar 'n proses van 40 sal wees totdat die opstanding van die Messias sy voltooiing bereik en ons saam met hom sal kan opstaan. 40. Is dit nie vir julle hartseer nie? Dat toe 40 plaasvind, hulle nie sê, maar wag 'n bietjie, dit is in die Nuwe Testament. Hierdie Jode getuig daaroor. Dit is soos wat ons sê, die Ou Testament sê dit sal wees. En ten spyte daarvan is hy oor toe. Dit staan in hulle Talmud, maar hulle glo dit nie. Glo jy dit? Glo jy met jou hele hart en siel dat hemelvaart hierdie besonderse oomblik is? Nou, wat het gebeur in hierdie 40 dae? Ek wil nie baie tyd hierop spandeer nie. Hierdie gedagte het Andrew, die AGS-pastoor, by die manneoggend in my losgebreek en dit was vir my so mooi. Dus ek wil nie tyd hierop spandeer per se nie, maar ek wil my net vir julle sê, in daai 40 dae proses, wat gebeur in daai 40 dae? En dit is so mooi. Gaan lees Handelinge 1 vers 1 tot 11, gaan lees die hele Lukas 24, gaan lees Johannes 20 en 21, gaan lees 'n bietjie die einde van Matteus 28, gaan kyk 'n bietjie wat gebeur in daai 40 dae, as jy besef hoe belangrik hemelvaart is, dat 40 nie sommer net niks was, sommer net 'n random nommer is nie. Gaan kyk 'n bietjie wat gebeur in daai 40 dae, want Jesus het nie niks kom doen nie. Maar wat vir my so mooi is, soos ek die stories lees deur die week, nadat hy dit in my kop losgemaak het by daai ontbyt, gaan lees ek daai stories, en dit is vir my so mooi. Weet julle wat doen Jesus in jou voorbereiding? In jou tyd van wag, in jou tyd waar jy wonder, wat gaan nou gebeur? Die eerste ding wat hy kom doen, is hy herstel jou emosies. Jy's kwaad want iets is weggevat uit jou lewe. Jy's kwaad want iemand is dood. Jy's kwaad want iets seers het gebeur. Jy's kwaad want 'n dokter het 'n siekte oor jou uitgespreek. Jy's kwaad want hierdie lewe maak nie sin nie en alles is nie lekker nie en jy's hartseer en jy's moedeloos. Die vrouens huil. Tuinier, wat het jy met sy liggaam gedoen? Gee hom net terug dat ons hom kan begrawe. Hulle huil en hulle ween. Petrus en Johannes hardloop na die graf toe, verbuisterend oor wat aangaan. Die Christelike disippels, die manne in ons kerk, draai na die vrouens in ons kerk wat sê, Jesus het opgestaan, en die manne in die kerk kyk na jou en sê, jy's mal, shut up. Die Christelike manne beledig die Christelike vroue wat getuig oor sy opstanding. Hoekom? Want hulle is hartseer. As die emosies hoog is die IQ laag. En Christelike man sê Christelike vrouens sleg.
Want hulle is emosioneel, Jesus is dood. En Jesus kom verskyn aan elke liewe een van hulle in hulle emosionele wrakke toestand. En hy verskyn aan hulle en sê, bedaar, wees rustig, kalmeer, ek is hier, ek is met jou, ek het nie weggegaan nie, ek is met jou. Hy kom kalmeer jou hart wat 'n wrok is en so vasgevang is en hy bring 'n kalmte oor mense wat se IQ's gaan laag wees want hulle emosies is te hoog. Dit is vir my so mooi dat in jou 40 dae proses, moenie so haastig jaag nie. Wanneer iets traumaties in jou lewe gebeur, moenie so haastig wees nie. Laat iets plaasvind in daai tydperk en een van hulle is, hy sal jou emosies kom vrede bring. Hy sal kom vrede bring in jou gemoed. Die tweede ding met plaasvind wat so mooi is hy gaan dan as jy kalm raak en jou emosies is 'n bietjie laag, gaan hy jou IQ kom oplig. Wat is die tweede ding wat hy doen? Gaan lees dit is so mooi in Lukas 24. Hy sê, en ek het julle gesê hierdie goed moet gebeur. En toe sluit hy hulle verstand oop sodat hulle die skrif kon verstaan. Hy sluit hulle verstand oop sodat hulle kan begin verstaan wat die Bybel sê. Maar dit is 'n 40-dag proses. Dit is nie 'n oornag, sommer maar net YouTube video, daar gaan ons nie. Dis 'n proses. Hoekom 40? Want hy sê vir jou, dis 'n proses. Dis langer as 'n maand. Dis langer as wat jy wil hê dit moet wees. Dis langer as die tydperk wat jy vir iets bepaal, 30. Wag 'n bietjie langer. Ek hou nie van 40 nie. 30 pas net vir my in my ritmes in, nee, 30. Volgens die maan. Waar 40 pas nie by die maan in nie. Ja, dit gaan nie oor die maan nie, dis nie onder die son nie, dis bo die son. 40. En so wat hy doen is, hy maak hulle verstand op. Daai selfe aand van sy opstanding ontmoet hy 2 disippels wat opgegee het. 2 disippels wat terugstap na hulle tuisdorp toe. Hulle is klaar met hierdie Jesus. Hy's dood. Nou weet ons nie wat om te doen nie. Hy het gesê, maar nou, en hulle stap. En wat doen Jesus? Bestraf hy hulle? Nee, hy stap met hulle. O, rarig. O, is dit wat gebeur het? Hy laat al hierdie emosies uitkom. Ja, hulle het hom doodgemaak. Waar was jy? Het jy nie hierdie goed gesien nie? O, kom eet 'n bietjie saam met ons, het ons jou meer vertel. Okay, en hy sit en hy eet met hulle. En hy deel met hulle alles oor die Ou Testament wat gaan oor hierdie Jesus waaroor hulle huil wat doodgemaak is. En hy vertel hulle, maar die Bybel het gesê al hierdie goed moet gebeur. En hy vertel hulle, hy maak hulle verstand oop en toe hy die brood breek, toe gaan hulle oop hulle, dis Jesus. Hulle hardloop terug na die disippels toe. Jesus het opgestaan. Hulle soos, ons weet. En hulle hou groot partytjie. En terwyl hulle partytjie hou, daag Jesus weer daarop. Derde ding wat plaasvind wat belangrik is een van die disippels wat opgegee het en weggeloop het en nie saam met sy vriende uitgehang het nie, was Thomas. En Jesus daag op en hy kalmeer emosies en hy verhelder verstande, maar van ons moet hy gaan soek. Wat gebeur in 40 dae? Hy gaan soek jou. Hy doen ekstra moeite met die verlore gaande Christen. Hy doen ekstra moeite met die Christen wat sy hoop verloor het. Hy gooi jou nie weg en sê jou sleg, want jou geloof is klein nie. Wat gebeur in hierdie 40 dae van die wag vir die hemelvaart? Hy gooi jou nie weg, want jou geloof is klein nie. Hy gaan soek jou. Hy was klaar by die disippels in die boefretrek. Hy het klaar aan hulle verskyn. Hy het klaar kos met hulle geëet. O, dis 'n spook. Geef vir my kos, kom ons eet sodat julle kan kalm raak, okay? En hy eet saam met die disippels. Maar wie was nie daar nie? Thomas. Nou, hoekom sê die Bybel het hy weer in daai boefretrek gaan verskyn? Nie sodat Petrus hom weer kan sien nie, sodat Thomas hom kan sien. En Jesus weet wanneer Thomas gaan terugkom vir een of ander rede, toe en jy moet kom, ons het hom gesien, jy moet kom. Whatever, julle is mal, kom ek gaan maar terug, net om julle kalm te maak, en Thomas daag daarop, en Jesus daag op saam met hom. Wow, julle, dis incredible wat Jesus doen, tydens jou wagtydperk, jou transformasietydperk. Hy stel belang in jou. Vir wie doen hy dit nog? Johannes 21. Vir die leier van die kerk. Ja, die leier van die kerk wat sy geloof verloor. Die leier van die kerk wat nie weet wat se rigting om in te gaan nie. Ek het Jesus gesien. Ek weet hy het opgestaan uit die dood. Dis incredible, maar ek weet nie wat van my verwag word nie. En Jesus spandeer tyd om geestelik hierdie Petrus se seer en sy selfverwyte en dat hy homself nie kan vergewe nie, aan te kom spreek. Transformeer jouself, Petrus. Kom weg van jou verlede. Gaan doen wat ek jou gevra het om te doen. Want jy's lief vir my en ek is lief
vir jou. En hy spandeer tyd om selfs vir dies wat in hom glo, maar rigtingloos is, rigting te kom gee. Petrus en soos Thomas kry rigting. En dis die laaste punt, is hy kom gee ons almal 'n doel. Handelinge 1 vers 8. Jy sal krag ontvang om te gaan en te gaan doen wat ek jou vra om te doen. Moenie net ronddobber nie, gaan doen iets. Dis vir my so mooi. So, wat is 40? Dis wat Jesus alles besig is om te doen in daai tydperk. Ons dink altyd dis 'n leë tydperk, is 'n tydperk waar daar nie veel gebeur nie. Nee, daar gebeur so baie. Daar gebeur so baie. Ons is net te besig vir die tydperk van Hemelvaart se wag. Ons is te besig vir 40 dae. Ons kan nie so lank wag nie, vir ons voel dit net te lank. Daarom skryf baie skrywers boeke soos 40 Days of Purpose, of 40 Days to Recovery, 40 Days to Fast for 40 Days. 40 is 'n baie lang tyd. As jy in 'n krisis is, voel 40 dae soos 'n ewigheid. En ek weet nie waar jy in jou lewe is nie, en jy dink dalk ek wag al vir 40 jaar. Miskien moet jy net weer gaan stil word en wonder met wie wag jy of vir wie wag jy. En net weer in hierdie proses kom waar jy uitsien na die hemelvaart en jou fokus reg kry. Want 3 dinge en hiermee wil ek eindig, 4 dinge, maar 3 dinge wat my wil eindig wat plaasvind op die eintlike dag van hemelvaart. Die dag van hemelvaart vind plaas en hierdie 3 goed vind plaas. Julle, en dit is so mooi. Die eerste ding wat ons sien plaasvind op hemelvaart is ons erken Jesus as die profeet. Wat is 'n profeet? 'n Profeet is 'n mens wat praat namens God. 'n Profeet is 'n mens wat praat, so spreek die Here. Hierdie is wat God sê. En Jesus is nie net 'n goeie morele prediker nie. Hy maak ons nie net beter mense en fix ons huwelike en help ons finansiëel met ons geld nie. Hy is 'n profeet van God. Hoekom sê ons dit? Daniël het dit al vir ons gesê toe hy oor die hemelvaart droom. Daniël sien 'n visie oor die hemelvaart in Daniël 7. Hoor gou hierdie woorde. In my visioen, Daniël is in die hemel, né? Hy sit in die hemel en hy sê in my visioen daardie nag het ek iemand in die wolke in die lig sien opkom. In die lig sien kom na die hemel toe. Hy sien iemand in wolke is die teenwoordigheid van die Here. Wolke oor die tempel, wolke oor die tabernakel, wolke in die woestyn. Wolke is net sy teenwoordigheid. Daniël sê, ek sien iemand met wolke, God se teenwoordigheid, opkom na die hemel toe. Iemand wat soos 'n seun van die mense lyk. 'n Mens. Iemand soos ek en jy. Ek sien iemand wat lyk soos ek en jy, wat opkom hemel toe. Hy het na die ewige, die een wat ewig lewe gegaan en is voor hom gebring. Hierdie Jesus, wat het Stefanus gesê? Ek sien Jesus aan die regterhand van die Vader sit. Toe verloor hulle koppe en gooi hom met klippe dood. Dis wat Daniël gesê het gaan gebeur. Ek sien hierdie mens opvaar en hy word gebring na die kant van God. En dan hoor wat sien Daniël gebeur op hemelvaart met hierdie profeet. Hierdie man wat sê, so spreek die Here. Hoor wat gebeur. Om te heers het hierdie mens ontvang. Daniël weet nie wat sy naam is nie. Het hierdie mens ontvang gesag en eer en mag. Al die volke, nasies en tale sou hom dien. Sy heerskappy sal vir altyd duur. Dit sal nooit verdwyn nie. Sy koninkryk sal nie ophou nie. Hierdie mens wat praat, vaar op hemel toe. En hy word getransformeer en ons sien hom as 'n profeet. En toe word hy verander na iets meer as 'n profeet. Ons sien in die hemelvaart dat Jesus is ons priester. En hierdie Bybelstuk is so mooi. Asseblief julle luister na hierdie stuk Bybel want dit is so mooi. Hoor hoe beskryf die skrywer van Hebreërs hemelvaart. Hoor wat sien hierdie skrywer wat ons nie ken nie, dis teen en Apollos, ons weet nie wie nie. Maar hoor hoe skryf die skrywer van Hebreërs oor die hemelvaart. Dit is so beautiful.
Hebreërs 9, hy sê, wat die erediens betref in die Ou Testament, wat kerk betref het in die Ou Testament, met alles is so mooi ingerig, het die priesters, gereeld in die voorste vertrek van die kerk in die bondstent ingegaan, om hulle dienste te verrig. Maar in die agterste vertrek, ons noem dit die allerheiligste, kon net die hoofpriester ingaan, en dit net 1 keer 'n jaar. Boonop, altyd met bloed, wat hy aan God moes offer, vir sy eie sondes, sowel as vir die sondes, wat die volk in hulle onkunde gedoen het. So hierdie priester, allerheiligste, die hoofpriester gaan in die allerheiligste in, en hy bring 'n offer vir sy eie tekortkominge, maar ook vir dit wat jy doen, en jy weet nie as jy doen dit nie. Dit klink soos 'n gebed. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die hoofpriester bring vir jou 'n offer vir die sondes wat jy nie eers weet wat jy doen nie. Dis incredible. 1 keer 'n jaar, 1 keer 'n jaar. Ek hoop hy priester het baie tyd. Maar 1 keer 'n jaar. Nou gaan hy aan, hy sê, deur hierdie bepaling wys die Heilige Gees daarop, dat die allerheiligste nog nie vir almal oop was, solank die voorste gedeelte van die verbondstent nog sy plek gehad het nie. Wat beteken dit? Die tekortkomings van die ou erediens bevat vir ons vandag 'n les. Deurdat gawes en offers gebring is, wat nie vir die een wat dit bring 'n volkome skoon gewete kon gee nie. En net te doen gehad het met kos en drank en allerlei reinigingsgebruike, dinge wat net die uiterlike raak, dinge onder die son, en wat net sou geld, totdat God dinge sou regstel. Wat skryf hy daar? Hy sê, tot vandag toe nog verstaan ons nie hemelvaart nie. Want tot vandag toe nog bring ons geldjies om ons besigheid te seën. Ons hou op wyn drink, sodat ons kind gesond kan word. Ons help arme mense, sodat God, ons doen vandag nog steeds, asof dit die hemelvaart nie plaasgevind het nie. Ons bring offertjies, en al wat dit te doen het, is met goed onder die son. Dit kan niks meer vir jou doen nie. Maar daar kom 'n dag, skryf hy, en dis so mooi, wanneer hierdie allerheiligste nie net vir hierdie spesiale een man was nie, en ons moes maar daar ons geldjies en ons offertjies kom neersit om te hoop God sien dit raak nie. Hy sê nee. Maar nou, hy praat van hemelvaart, maar nou het Christus as hoofpriester gekom om al God se weldade te bedien. Hy het daardie groot, volmaakte heiligdom in die hemel binne gegaan. Nie die allerheiligste op 'n tempel in Jerusalem nie. Die allerheiligste, waar net een man mag ingaan, en sy naam is Jesus, van Nasaret. Hy is die enigste een wat daar kon ingegaan het. Hy sê, en hy het toe. Hy het daai volmaakte heiligdom in die hemel binne gegaan, wat nie die handewerk van mense is nie, en dis nie deel uitmaak van hierdie skepping nie. Transformeer jou gedagtes. Hemelvaart gaan nie oor ietsie onder die son nie. Ek weet jy bid vir jou dit, en ek weet jy bid vir jou dat. Hou aan bid vir dit. Dis nie dat God nie belangstel in wat onder die son aangaan nie, maar dis nie vandag nie. Vandag is wat jy werklik nodig het. Allerheiligste oopgemaak vir jou, sodat dit wat bo die son is vir jou toeganklik is. Eens en vir altyd het hy met die bloed in die allerheiligste ingegaan, maar nie met bloed van bokke en kalwers en hierdie aardse goed nie. Nee, hy het met sy eie bloed daarin gegaan en vir ons ewige verlossing bewerk. Dis hemelvaart. Dis kerk. Dis ware kerk. Dis hemelvaart het gemaak dat ons kan kerk hou. En dis wat dit beteken om die hoofpriester te wees. Dis hoekom ons hemelvaart vier, hy is ons priester. Dis wat die skrywer van Hebreërs vir ons verduidelik. En nou vinnig, hy is ons koning.
Al wat dit beteken, dit was die dominee het dit so mooi gesê donderdag aand, hy het gepraat oor Jesus is die koning, oor hemel en op aarde. En dis presies wat Efesiërs, wat Paulus so mooi sê, as hy wil sê, hemelvaart gaan oor die feit, dat hy is jou koning. En ek wil net hierdie vinnig vir julle lees, en dan is ek klaar, hoor hoe mooi is hierdie, Efesiërs 4. Maar aan elkeen van ons afsonderlik, is volgens Christus se vrygewigheid, 'n genadegawe gegee. Hoor nou wat sê hy. Daarom sê die skrif, toe hy in die hoogtes opvaar, dis hemelvaart, toe hy in die hoogtes opvaar, het hy kruisgevangenes meegevoer. Wat is Paulus hiermee besig om te praat? Hy gebruik terminologie wat ek en jy nie sal verstaan nie. Hy sê, hierdie man wat opgevaar het, was 'n koning. Hy het die nasies en die mense wat teen hom was in kettinge vasgemaak. Met sy opstanding uit die dood het hy die hel en die dood met kettinge vasgemaak. En soos 'n koning, hulle sou dit al baie gesien het in hulle lewens, soos die Romeinse konings daar kom kuier, daar by die armpit van die samelewing. En die konings daar deur Jerusalem met hulle optogte, en al die mense wat hulle verower het met kettinge agter hulle aangesleep word en gegooi word met goed. Hulle sou dit al gesien het, jy het dit dalk op 'n film of 'n movie gesien. Dis die taal wat hy gebruik. Hy sê, hierdie Jesus het opgevaar het, is nie net 'n nice rabbi met mooi morele waardes, die bergpredikasie nie, jy verstaan niks nie. Hy het opgevaar en kettinge saam met hom gesleep en al hierdie mense saam met hom, soos 'n koning is hy hemel toe. Jy hoef nie bang te wees vir die vyande van God nie, want hulle is in kettinge, hy is 'n oorwinnende koning, hy het sy kruisgevangenes meegevoer. En wat doen 'n koning? As hy 'n ander land plunder, almal was opgewonde as die koning terugkom na die hoofstad toe. Hoekom? Want wat bring die koning saam met hom? Waarmee is die Colosseum en al sy weelde gebou in Rome? Hulle het 'n hele arch gebou en 'n hele ding daarin gekap. Ons was daar, ons het die voorreg gehad om dit te sien. Hulle het uitgebeeld dat hierdie Colosseum, al hierdie weelde, is gebou met die goud van Israel. Hulle het Israel geplunder en die Colosseum in daai plekke kom bou. In die Arc de Triomphe, net die een wat in Parys ook is, maar die een wat in Italië is, sien jy hoe dra hulle die menorah, die 7 kers. Jy sien hoe dra hulle hierdie goed uit Israel uit, Italië toe, Rome toe. Hoekom is jy opgewonde as die koning triomfantlik terugkom? Want hy bring die plunder van die vyand en hy gee dit vir jou. Net 'n koning kan dit doen. Hy vat die plunder van die vyand en hy deel dit uit. Hy sê, ek vat dit by hom weg en ek gee dit vir jou. Hy het sleutels oor die lewe en die dood, ek gee daai sleutels vir jou. Jy dink hy het 'n gesag oor jou lewe, ek vat sy gesag weg, ek gee dit vir jou. Net 'n koning kan dit doen omdat hy die vyand verower het. En hoor wat skryf Paulus, dit is so mooi. Hy het die kruisgevangenes meegevoer en geskenke aan mense gegee. Wat 'n geskenk het hy 10 dae na die opvaar vir ons gegee? Die grootste geskenk wat jy ooit kon hê. 10 dae na jy sien hoe die vyand daar deurgaan, gee hy vir ons die geskenk van sy teenwoordigheid. Homself. Hy gee nie vir jou geld nie, hy gee nie net vir jou gesondheid nie, hy gee vir jou homself. Hy gee vir jou homself. Dis incredible. En hy het geskenke aan ons uitgedeel. Wat beteken? Hy het opgevaar, anders as dat hy eers vooraf moes neerdal na dit wat laag is, naamlik aarde. Dieselfde persoon wat neergedaal het, Kersfees, is ook die een wat opgevaar het tot ver bo die wolke, die sterrehemel, sodat die heelal met sy teenwoordigheid gevul kan word. Pinkster. Hoekom is hierdie koning wat afgekom het? Hoekom het hy weer opgegaan? Sodat die hele wêreld gevul kan word met die koning se teenwoordigheid. Pinkster. Dit is goed dat ek weggaan, sê Jesus, sodat julle almal kan deel kry van my. Ja, Jesus is ons geskenk volgende Sondag. Volgende Sondag vier ons dat Jesus almal tot almal se beskikking is. En so ek eindig met hierdie as 'n gebed. Jesus is jou God. Hemelvaart verklaar Jesus nie net as 'n profeet nie, hy's nie net 'n priester nie, hy's nie net 'n koning nie, hy's jou God. Hoekom? Want die disippels het getwyfel
en na die hemelvaart het hulle aanbid. Hulle het Jesus aanbid as God, hulle het voor hom neergeval en hom aanbid as God. Dis so mooi. Jesus is jou God. Hy is die Gees wat die wêreld vul. Hy is die skepper van hemel en aarde en heers daaroor. En so ek eindig met hierdie gebed, 'n gedeelte van Efesiërs 1. Die hele Efesiërs is 'n gebed. Ek stik net 'n klein stukkie daar uit en ek seën julle met hierdie woorde oor hemelvaart uit die begin van Efesiërs 1. Hoor 'n bietjie hoe voel ons oor ons God as mense in 'n kerk. Hoor hierdie woorde van Paulus. Mag julle insien hoe enorm groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Pinkster. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Opstanding en hemelvaart. Weet jy wat se krag was daar in die opstanding en die hemelvaart? Wow! Dis krag wat ons kan verstaan. Nou is Christus hoog verhewe, hemelvaart, bo elke owerheid en gesag en krag en heerskappy, ja elke noemenswaardige instansie, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêrelde wat kom. Ver in die toekoms, maak nie saak wat gebeur nie, hy is in beheer van alles. Tot na hierdie wêreld toegevou word, is hy nog steeds in beheer van die nuwe wêreld. God het alle dinge onder Jesus se beheer gestel en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Pinkster. Oh, dis beautiful. Hy het hierdie God, skepper, heerser, vir ons as 'n geskenk gegee. Die kerk is sy liggaam. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Leer hulle, doop hulle. Ek's met julle. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid sal vul. Amen. Dis hoe Paulus sy gebed eindig, met hemelvaart. Paulus eindig wanneer hy bid vir hierdie kerk in Efese, eindig hy sy gebed met verstaan hoe amazing is die hemelvaart. Hy is God. En hy gee homself vir jou. Sterretjies en muurtjies. Ons is een. Ek hoop hemelvaart skep vir jou soveel geloof soos wat dit vir die disippels gebring het. Ek hoop jou reis as 'n Christen met Jesus hier op aarde vul jou met soveel hoop dat wanneer jy gevul word met sy doel en sy rigting, jy nie meer twyfel nie. Dat jy doen wat hy sê, want jy glo wat hy sê, en jy gee wat hy sê, en jy praat wat hy sê, en jy volg hom, want hemelvaart. Daarom as hy sy Heilige Gees oor jou uitstort, jy nie stil bly nie. Want dis die geskenk wat hy gesê het hy gaan gee met hemelvaart. So geniet sy geskenke. Geniet die vryheid van die Heilige Gees. Geniet sy genade. Hy het dit vir ons kom gee. Kom ons bid. Dankie Vader vir hemelvaart. Dankie dat ons hierdie kan vier. Dankie dat 40 dae nie net per ongeluk was nie. Dankie dat daar nie net niks plaasgevind het nie, maar U ons kom bedien het. U het ons voete kom was, daai 40 dae. U het ons kom herstel, kom restoreer, kom transformeer, kom nuut maak, kom suiwer maak, kom rigting gee. Here, doen dit asseblief vandag nog steeds vir ons. Soos ons die opstanding en die hemelvaart en die uitstorting vier. Here, kom werk nog steeds hier binne in ons geloof tot 'n nuwe hoop. En mag ons sien hoe ons vyand verslaan is, en mag ons sien hoe U die geskenke wat hy gedink het aan hom behoort, aan ons kom uitdeel. Mag ons in oorwinning leef as gevolg van die feit dat U is die profeet, U is die priester, U is die koning, U is ons God. Vir wie sal ek bang wees? Wie sal ek vrees? My God sit in die hemel en hy leef
hier binne my. Sy teenwoordigheid vul die aarde. Hy is. Hy is. Hy is. Dankie daarvoor, Here. Ons prys U vir hierdie oomblik in ons geskiedenis. In Jesus naam. Amen. En amen. Mag julle 'n besonderse week beleef. Gaan geniet hierdie week, gaan bedink die hemelvaart terwyl jy voorberei vir Sondag, Pinkster. Ons is lief vir julle. Totsiens.